Shibit. Jy kom nie op 'n goeie les nie, hoor. Nee, ek gaan nie lank kry nie. Ek moet ook 'n dag afbreek. Dit moet gereed. Okay, julle het hierdie huiswerk gedoen, hè? So ek kan net aangaan saggies. So ek kom kyk of julle luister. Ek het gesê ek kan nie meer met julle klas nie. So ek kom kyk maar net. Hoekom? Ek het nie eens gevra nie. Kus ek gou. Ek het vir Cameron gestuur. Rico en Misha was al gister afwesig. Wat is al onder weer? Al ja, nee. Al of L? AL. Almal. Kry julle ook gekry 1,62 ampere. Yes, Bernard, dalk is hierdie jou hoofstuk. Het Ethan nog nie? Hy is ons doen. Okay, dan 8.2.2 vra vir jou die potensiaalverskil oor die 5 ohm weerstand. Nou hierdie kon jy op 'n paar maniere gedoen het. Okay? Ja, wat is fout? By die 8.2.1, hulle vra die stroom in die 8 ohm resistor. Hoekom het ons dan die 5 en die 10 ohm? Want toe ons hom beskou het ons stroombaan het ons gesien die totale stroom gaan daardeur. Ja. So, maar in jou sommetjie wat jy gedoen het, Jan, watse volts het jy gebruik vir die 8 ohm weerstand? Ek het 20 volts gebruik. Ja, maar as jy die stroombaan beskou het, het jy hom gehighlight. Ja, There you go. Doen dit. Want as jy hom beskou, dan sien jy al daai 20 volts gaan nie soontoe nie. Yes? Okay, so hulle wil nou weet hoeveel volts gaan soontoe. Nou, weer eens ek het gesê, jy kan dit op 'n paar maniere doen. Jy kan of sê, goed, ek weet hierdie twee het dieselfde hoeveelheid volts. Nee? Wat die ene kry daai. En ek weet die totale stroom split op tussen hierdie twee. So ek kan hierdie twee takkies as een ding beskou. Ek kan hulle twee saam beskou. Want ek het hulle effektiewe weerstand, daar's 'n oogerd. Ek het hulle effektiewe weerstand en ek weet wat is die totale stroom. So met daai twee saam kan ek gaan uitwerk wat is die volts wat na die parallelle vertakking toe gaan. Of kan sê reg, ek weet wat die stroom hierdeur, ek het sy weerstand, so ek kan sy volts gaan uitwerk. Ek kan sy volts gaan uitwerk en dit minus van 20 volts, dan weet ek hoeveel volts gaan na hom toe gaan. Ja? Of ek weet wat is die hoofstroom. Ek weet dit gaan opsplit 15, nee? En dan met behulp van dit kan ek gaan uitwerk wat is die stroom wat deur slegs die 5 gaan. Dan het ek sy stroom, sy weerstand en kan ek sy volts gaan uitwerk. So daar's 3 maniere hoe jy dit kon doen. Okay, ek kan nou nog 'n manier dink, maar ek dink dit is genoeg. So enige een van daai 3 maniere. Kom ons hoor Lenay daardoor agter, wat het jy gedoen? Wat het jy gebruik vir sy stroom? Okay, maar onthou, die totale stroom gaan nie deur hom nie. Die stroom split daar en daar. Jy kan die ratios, daar gaan jy met die moeilikste opsie, kom ons doen dit Lenay. Hy split op 5 tot 10. Nee? En saam is hulle 15. Nou wat weet ons Louis van stroom versus weerstand? Hoe? Sê weer? Sê dit met confidence, jou antwoord. Nee, is verkeerd gesê. Omgekeerd eweredig aan mekaar. Okay, omgekeerd eweredig. Wat beteken dit? Die groter stroom gaan deur die kleiner weerstand. So ek het hier 2 breuke. Ek het 'n 5 oor 'n 15 en ek het 'n 10 oor 'n 15. En ons wil weet die stroom deur die 5 ohm weerstand. So vir daai rede gaan ek nie gaan 5 oor 15 nie. Want die groter breek stroom gaan deur die 5 ohm weerstand gaan. En dit is omgekeerd eweredig.
groter stroom gaan deur die kleiner weerstand. So ek moet die groter breek vat. So ek gaan sê 10/15 maal met die hoofstroom is 1.62. Dit gee vir jou 1,08. So dis die stroom wat deur die 5 ohm weerstand gaan. Dit is die groter gedeelte. En dan sê ek, goed, nou gaan ek net na die 5 ohm weerstand kyk. Volts is stroom maal met weerstand, 1,08 en sy weerstand is 5. En dit gee vir jou 5.4 volts. Onthou, as jy 'n ander metode gebruik het, kon jy by dieselfde antwoord uitgekom het, né? OK. Dan 8.2.3. Sê dit vir jou. Bereken die totale drywing deur die battery gelewer. Die totale drywing deur die battery gelewer. Hoe meer? Wat is die simbool vir drywing? Sê weer? P. OK. Deur die battery gelewer. En hierso, jy sien net al 3 punte. 3 punte beteken formule waar is antwoord. So dit kan nie te moeilik wees nie. Daar is 4 formules om drywing uit te werk. Ja, jy het al 4 gedoen. P is W oor T, P is V maal met I, P is I kwadraat maal met R, en P is V kwadraat oor R. So jy kan enige een van daai gebruik. Hulle vra vir die totale drywing deur die battery gelewer, so hoe hard werk hierdie battery? OK, so ons gaan duidelik nie die eerste ene gebruik nie, want hulle het niks vir ons gegee van arbeid, dis joules, en niks gegee van tyd nie, so ons gaan hom gebruik nie, so is dit een van hierdie. Nou? Okay. Goed, nou, watter formule gaan ons gebruik? Het jy een van hierdie formules gebruik, Lenay? Watter een? Ek het die boonsteen. Nee, die boonsteen gebruik. Nou, dit is die regte een om hier te gebruik. Ek gaan hom doen en dan gaan ek sê, hoekom is dit die regte ene? Dit is 20, die stroom is 1.62. En dit gee vir jou 32,4 watts. OK. OK, 100%. En dan gaan nou sê hoekom. Is dit verkeerd? OK. Nou wanneer jy daar R ingevul het, was die R het ingevul? Die totale een. OK, dis wat ek wil hê sê. So, die battery werk verskriklik hard, want hy lewer energie aan hierdie en aan daai en aan hom. En dit is waar jy moet versigtig wees. Want sê nou maar jy vat die formule P is gelyk aan I kwadraat maal met R. Kom ons sê ons vat hom. Okay? Dan nou stroom het ons gaan uitwerk en ons het gesien die totale stroom gaan nou deur. Maar dan baie keer maak kinders die fout en dan sê hulle, okay, daar R is daai klein R. Okay? Maar die battery doen werk vir die hele stroombaan. Okay? So daai R gaan dan hierdie weerstand en daai weerstand wees. Of as jy gaan het P is V kwadraat oor R, dan daai volts weer en is daai 20 volts wat vir die hele stroombaan gaan. En daai R is die weerstand van die hele stroombaan. Is julle met my? Okay, so versigtig daar. Ja? Is gelijk aan V intern op 1,62, want dit was die totale stroom. En toen krijg ik ook die volts 1,62. Toen minus ik het van die totale volts, toen krijg ik een antwoord. En toen gaan we bepalen die 8 ohm se volts. En toen trek ik die af van die totale volts. Dit is een van die opties wat ik nou nog gesê dit kan doen. Okay, so dit is weg. Gewoon Oh, goeie keuse. Dankie. Alrighty. Is nog iemand 'n vraag? Okay, dan sien nog een vraag hierso. Dit sê die twee grafieke hieronder toon die verwantskap, die verhouding. Dit was nie huiswerk nie.
tussen stroom en potensiaalverskil vir twee verskillende geleiers X en Y. Okay, so daar het jy hulle. Nou kyk jy na daai grafiek daardeur en jy kyk stroom teenoor potensiaalverskil. Dis nee, ja, wat het ek gesê as jy 'n grafiek kry, wat moet jy altyd vir jouself vra? Enigiemand? Ja. Nee. Ja? Na dit, voor dit, na dit, gedurende dit, saam met dit. Ja. Nee. Wat sê die gradiënt vir my? Gradiënt. Hoe bereken ek dit? Verandering in Y oor 'n verandering in X. En hierdie ene het ons verandering in stroom op Y's oor verandering in watts. Wat gee jy hierdie gradiënt vir jou? Gee dit weerstand? 1 op R. Want R is V op I en ons het I op V. So is die omgekeerde 1 op weerstand. Ja? OK. Goed. Nou sien jy hierdie ene sy 1 op weerstand is 'n konstante die hele tyd, X, en dan sien jy hierdie ene kurwe. En ons weet as hy konstant is, beteken dit 1 op R is konstant, wat beteken die weerstand is konstant, wat beteken is 'n ohmiese geleier, hy word nie warm nie. Hierdie ene curve so 'n bietjie, wat beteken hy word warm, nie ohmiese geleier nie. Yes? OK. 9.1.1, stel Ohm se wet in woorde, Carissa. As jy dit nie ken nie, blaai jy ook terug en jy begin te skryf. Baie mooi. Goed. Dan vra hulle vir jou, watter een van die twee geleiers X of Y is ohmies? Verwys na die grafiek en gee 'n rede vir jou antwoord, Tiaan. Hoekom? Wat? Ek het letterlik net dit gesê, ek het deur dit gestap met jou. Louis Brandt, ja? Van die X is in konstante temperatuur. Maar hoe weet jy X is in 'n konstante temperatuur? Hy verander nie, hy daal. Hy daal nie. Hy beteken dis 'n lewendige ding, dis nie lewendig nie. Want X daal nie. Die gradiënt van X is konstant. Ja? Wat beteken dit as dit ohmies is? Dit it obeys Ohm's law, dit gehoorsaam Ohm's se wet. Okay, so watter een is ohmies, dit sal wees X, verwys na die grafiek. Jy moet iets sê van die grafiek wat jy sien, gee rede vir jou antwoord. Jy gaan sê X se gradiënt of 1 op R is konstant. Okay, dan vra hulle vir jou hieronder. Interessante grafiek hier, of 'n storieetjie, stroomman. Tiaan, is jy 'n man wat 2 keer dieselfde fout maak? Okay, so as jy nou uit jou fout het gaan leer, wat gaan jy nou doen? There we go. Okay. Hier het jy 2 highlighters uit. Hier stap jou mannetjies. Kom hulle daar? Sien jy die stroom split op in 2? Gaan dit eweredig opsplit? Nee. Okay. Waar gaan die groter stroom gaan? Dit kort nie. Wat sien is dit? Okay. Goed. Die skakelaar is gesluit, baie mooi. Hier kom die stroom weer bymekaar. En daar sien jy gaan die totale stroom gaan deur daai ammeter. Dan sien jy die totale stroom gaan deur die 10 ohm.
En dan gaan die totale stroom weer daardeur. Ja. Hoe weet jy dat die totale stroom hierdie ammeter gaan? Sien jy dat hy opsplit ergens? Hy split net daarbo op. En wat gebeur hierso? Kom hy, okay. En hoeveel gaan die jou toebroodjies op verdeel? Bernard? Jou 6 toebroodjies. 3, waartoe? In die parallelle skakel weerstande en dan die series ene en dan hier in die bak. There we go. Interne weerstand. En ons weet die in die parallelle kombinasie gaan dieselfde hoeveelheid volts kry. Kryken. Wat meer die voltmeter? Die potensiaal verskil of wat verloor gaan uit voor en na. So hy weet hoeveel wat volts. Soos hoeveel volts dit gebruik het die sel gloeilampel. Jy gee te veel inligting. En meer die potensiaal verskil die volts van wat? Waar? Want jy het nou gesê die sel, die eksterne stroombaan, die wat kies een. Die gloeilamp juffrou. So Hy is nie die hoeveelheid volts. Hy is nie 'n gloeilamp nie, Kryken. Soos jy is 'n gloeilamp, dis ek soos wat waar is. Nou meer die volts wat gebruik word in die eksterne stroombaan. Ja? Is julle met my? Ek sien daar's geen skakelaar wat oop is nie. So dit beteken hy meet hoeveel volts gaan hier uit en hoeveel volts kom hier terug. So daai voltmeterlesing gaan meet hoeveel volts was daar in die eksterne stroombaan gebruik. Ja? So hy lees volts ekstern. Juffrou, hoe tel hy nie die interne weerstand nie? Want die ladings beweeg in daai rigting. So hy meet hier, wat is die volts, die energie hierso? En hy meet wat is die energie hierso? Waar was daai energie gebruik? Daar. OK. Dis hoekom dit die verlore wals genoem word in laaste sekond. Ek voel ek het al hierdie gesê. OK, goed. Bereken die ammeterlesing wanneer die skakelaar gesluit is vir 5 punte. Waar is die ammeter? Daar is hy. Wat meet hy? Die totale stroom. Kan julle sien hoe belangrik is my notaatjies wat ek hierso maak? As ek dit maak, moet jy dit maak. OK. So hulle vra bereken die totale stroom. Ag, maar Lucy. Ek gee jou gou 5 minute om dit te gaan bereken.
Jy het 3 minute oor. Is julle klaar? Ja? Sou iemand er nog bezig is? Kom, ek gaan maar stadig aan. Is ek reg? Pieter. Sorry, kom maar nou. Is? Iemand 'n vraag? Wat fout, Louis? Sê vir my, wat is die eerste stap? Ek het daai battery se interne het ek ook bygetel. Gebruik die stroom is gelyk op volt op resistor. Okay, so tegnies wat jy gedoen het is reg, maar moenie dit so doen en dit is so ek saam jy gaan 'n punt verloor. Okay, so dis dieselfde wiskunde. Maar hulle gaan dit ek moet dit verkeerd maak. Okay, nog iemand? Ja. Ek het nou met my by die kant waar ek my waardes insit en elke keer. Daarso het ek sommer die formule daar gedoen. Eerder hier. Ja, links. In plaas van daar. Ja. Ja. Okay, volgende vraag sê dat vir die skakelaar S is nou oop. Waar is daai S? Daar is hy. So hy is oop. Wat gebeur as hy oop gaan? Daai hele takkie val weg. Weer. As ons so iets doen, wat is die eerste ding wat jy vir jouself vra? Hulle sê vir hierdie ding maak oop, hierdie ding gaan maak toe. Daar sit jy daar iets by, hier sit jy al iets weg. Wat is die eerste ding wat jy vir jouself moet vra? Wat gebeur met die totale weerstand en dan daarna? Wat gebeur met die totale stroom? Soos dit moet outomaties by jou kop opkom. Verstaan dat jy dink nie eers 2 keer daaroor nie. Die stapie, daai stapie. Okay. Nou sê vir jou, skakelaar S is nou oop. Hoe sal die ammeter lesing verander? Toeneem, afneem, bly dieselfde. Gee 'n rede vir jou antwoord. Okay, so 2 punte. Dit kan nie te veel redenasie wees nie.
Hulle vra vir jou wat gaan met die ammeterlesing gebeur, waar is die ammeter, daar is hy, wat meet hy met die totale stroom. So hulle vra vir jou wat gebeur met die totale stroom. Okay, so, hierso gaan jy sê reg, ons weet, of nee, ons weet nie, kom ons kyk of ons weet, ons, Nadia, wat gaan met die totale weerstand gebeur? Dit gaan toeneem, want voorheen het jy iets in parallel gehad, nou het jy net 'n hele serie stroombaan, voorheen was die totale weerstand 16, en nou gaan dit 10 plus 10, 20 wees. So die totale weerstand gaan toeneem, dit wil sê die totale stroom gaan afneem. So wat gaan met die ammeterlesing gebeur? Hy gaan afneem. Okay, so jy gaan 1 punt kry vir die feit dat jy sê afneem, en dan gaan jy 1 punt kry vir hierdie konsep wat jy bymekaar bring, en dit weerstand neem toe, stroom neem af. Okay. Onthou, in wetenskap kry jy 'n punt vir 'n konsep, nie elke feit nie. Soos in ander vakke nie. Okay, volgende vraag stel hulle, hoe sal die voltmeterlesing nou vergelyk met wanneer hy gesluit is? Kies toeneem, afneem bly dieselfde, verduidelik jou antwoord. Okay, so hier is dit bietjie meer inligting. Weereens, ek gaan nie dadelik sê toeneem, afneem of bly dieselfde nie. Ek gaan dit eers gaan uitredeneer vir myself. Okay, so ons het nou reeds gesê, maar ek gaan dit nie weer noem. Ons het reeds gesê, die totale weerstand gaan toeneem, wat beteken die totale stroom? Oepsie, gaan afneem. Okay, ons het reeds gesê, ek herhaal dit vir myself. Nou gaan ek na daai interne weerstand formule, en juffrou Marx het gesê, al tel hierdie nie punte nie, doen ek hierdie vir myself, want juffrou Marx is altyd reg, sy weet die beste, ek luister altyd na haar. Ja? Okay, goed. So hulle het vir jou gevra, hoe verander die voltmeter? Ons het reeds ons stroombaan beskou, so ek het reeds hierdie neer gaan skryf myself, maar kom ons bevestig net gou. Waar is die voltmeter? Daar is hy. Wat meet hy? Eksterne stroombaan se volts. So die vraag is, wat gebeur met die eksterne volts? Die vraag is, wat gebeur met die eksterne volts? Daai. Wat het met die EMK gebeur? Presies dieselfde gebly. Hoekom? Want ons het niks met die battery gedoen nie. Ek het nie meer battery ingesit nie, ek het nie minder ingesit nie, ek het niks al gedoen nie. So EMK bly konstant. Okay, dan kyk ons gou hierso, so EMK is konstant. Nou om te kyk wat het hier gebeur. Om te sien wat het daar gebeur, moet jy kyk wat is sy formule. Die klein weerstand het glad nie verander nie, want weer eens, ek het niks met die battery gedoen nie. Maar die stroom het verander. Die stroom is kleiner. So as die stroom kleiner is, beteken dit die verlore volts is ook kleiner. Is julle met my? Okay, so ek gaan dit sê, verlore volts is kleiner. So wat beteken dit vir volts ekstern? Is groter, of hy het toegeneem. Hoekom? Want hierdie een is konstant, hierdie een is kleiner, dan moet daai ene groter. So dan is my antwoord toeneem. Alright, enige vrae daaroor? Okay, nou, ek dink ek het hierdie boeke op julle groep gepost met ou vraestelle op. Ja. Nee man, julle kyk nie op die groep. Julle het hom gemute of ge-archive, dit is die woord. Hoekom sou jy dit archive as ek soos nooit in my lewe iets eintlik daar post nie? Soos baie min. Ek het, hy is op daar, hy is op jou groep, hoor. Al die boekies. So, ek gaan die vraag nou op die bord sit, maar as jy wil weet, dan gaan ek jou nou sê op wat 'n bladsy ons hom gaan vind. Hierdie is matriekvrae, want jy kan nou al matriekvrae hieroor antwoord. Ja. Hoekom as die interne weerstand afneem? Nee, die interne weerstand neem nie af nie. Of as die stroom afneem? Maar die interne weerstand kleiner. Wanneer ook die interne stroom... Dit maak dan die volts intern kleiner. Ja, die verlore volts word kleiner. Hoekom word die verlore volts kleiner? Want die weerstand bly presies dieselfde, daai kleiner is, maar die stroom het afgeneem.
Ja, want die stroom gaan deur die interne stroombaan en deur die eksterne stroombaan. Maar hoekom sê jy dan volts ekstern en toegeneem? Want om hom uit te werk, is my stroom al met weerstand. Hierdie een het afgeneem, hierdie een het toegeneem, maar hulle het nie meer dieselfde ratio afgeneem en toegeneem nie. So sê vir jou, hierdie een het baie meer toegeneem as wat daarna afgeneem het. Sharp. Okay, in hierdie boekie wil ek gaan op na bladsy 100. Okay, so jy sê daar vir jouself, sê jy, graad 12 eksamenboekie, graad 12 eksamenboekie, bladsy fisika, as jy nou nie geweet het nie, bladsy 100. Ja, is op die groep? Jawel, as jy wil gaan soek waar die vraag is. Kijk, goed, so daar is op bladsy 100, vraag 18, is ek reg, ja. Vraag 18. Alrighty, so wat gaan jy nou gou vinnig doen? Die stroombaan oorteken, baie vinnig. Hier is nie geen olie, jy hoef nie liniaal uit te haal nie. Baie vinnig. In hierdie klas draai jy nie jou kunstenaar 'n bietjie nie. Wat soek jy? RX, RY, RZ, S1, S2, ammeter, voltmeter. Is jy klaar geteken? Kijk. Goed, kom ons beskou die stroom. En hy sê daar, wacht, sorry, ek lees eers. 'n battery met 'n EMK van 12 volts en 'n interne weerstand van 0.2 ohm word verbind aan 3 resistors en 'n hoë weerstand voltmeter en 2 skakelaars en 'n ammeter, weglaatbare weerstanddrade. En dan hierdie 3 resistors het verskillende en onbekende weerstande. So hulle is nie dieselfde nie.
Okay, nou gaan ek my stroombaan beskou, ek gaan my highlighter, doe. En as die skakelaars gesluit is almal, dan gaan die stroom daar en daar verdeel. Nee? Dan kom hy hier by mekaar en hierso gaan die stroombaan daan toe gaan. Hy gaan RZ heeltemal vir my en hy gaan deur die ammeter en soos ek daardeur gaan sien ek maar luister die totale stroom gaan daardeur. Dan as ek kyk na my voltmeter, my volts gaan nou opverdeel in 2. Hierdie 2 gaan dieselfde kry en dan gaan nou 'n klein bietjie na my interne weerstand toe. OK, goed. Nou lees ek verder. Dit sê vir my die weerstand van RY is 2 keer die van weerstand RX. Wanneer beide skakelaar gesluit is die lesing op die ammeter 5.5. OK, so kom ons maak gou hierdie een is 'n weerstand X, dan is hierdie een 'n 2X, want dis wat hulle sê. Die weerstand van Y is 2 keer X. So as X is, dan is Y 2X. En hierdie een se lesing is 5,5, ag nie totale weerstand, die totale stroom. 5.5 ampere. OK. Nou die eerste vraag daar is geen rede waarom daar geen stroom deur RZ gaan nie, want Lawrence kies die kortste pad en die kortste pad is deur skakelaar S1. Bereken die weerstand van resistor RI. So hulle soek hom. 5 punte, sê vir my, ek gaan 'n bietjie werk moet doen. Chill met my. Okay, so ek soek daai weerstand. Basically as ek sy weerstand gaan uitwerk, dan gaan ek sy weerstand ook uitwerk want hulle is link met mekaar X en 2X. Het die totale stroom, het die EMK, het die interne weerstand. So met daai ander formule kan ek dan die eksterne weerstand gaan bepaal en dan bepaal wat is X. Chill met my? Okay, so 18.1 gaan ek dan na hierdie formule toe. Die EMK is 12, die totale stroom is 5.5, R weet ek nie, en interne weerstand is 0.2. Al daai inligting was vir my gegee. Ek moet hulle net op die regte plekkies gaan insit het. En dan kry jy vir R om te wees 1,9818 ohm. Okay. En maar ook, wat ook al, ek gaan nog nie afrond nie, want dit is nog nie my finale antwoord nie. Hierdie 2 is in parallel met mekaar. Okay, so dit is hulle parallelle weerstand saam. So om hulle te gaan uitfigure, moet ek nou gaan op 1 oor R parallel is 1 oor R1 plus 1 oor R2. Onthou jy begin altyd met 'n formule. So ons het nou 1 oor 1,9818, want dit is hulle albei saam, is, die een is X en die ander ene is 2X, en die een is 2 keer so groot soos die ander ene. Nou gaan ons 'n bietjie wiskunde moet doen. So as ek albei op 2X sit, dan het ek 2 en 1, soos 3 op 2X. 1,1,98 is, want hierdie gaan ons nou wees, om het op 2X te kry, gaan hierdie 2 wees, en daai bly net hy. Nee? So is 3 op 2X. X wil ek bo die lyn hê, so ek gaan hom moet opvat aan die kant toe. En dan is soen toe, en dan gaan ek weer met gedeel deur die 2 hierdie kant. Of ek los net die 2 daai kant. Daai X wat ek op soen toe. En dan daai wat ek op soen toe, so ek gaan in my sakrekenaar intik, X is 3 oor 2 maal met 1,9818. Ja? En ek kry vir X om te wees 2,9727. En wat is die vraag nou weer? Die vraag was gewees, wat is RI? En RI is 2 keer X. So RI is dus 5,9455 ohm of 5,95 ohm.
Yes? Juffrou 5 punte vir al hierdie werk. Soos cho. Waar gaan jou 5 punte gaan? Daai, nie die antwoord nie, want anders verloor jy 2 punte as jy fout gehad het. Die feit dat jy, wag net gou dink 1 2 3, die feit dat jy daai som gedoen het, die feit dat jy daar ingevul het en dan jou antwoord. So vir jou wiskunde kry jy niks punte nie, né? Jy hoef nie eers daai stappies te wys nie. Hier is nie wiskunde nie. Hier is fisies. Jy kry 'n wiskunde punte vir wiskunde. Kyk, jy moet 'n vraag daar. Vraag word net moeiliker. Hierdie was die maklikste vraag. Okay, kom ons kyk. So, as dit omgedoen. Bereken, wag, sorry, nou wil ek gou net hierso gaan neerskryf. Hy is 5,95 en dan hy was gewees 2,97. Daar is 'n 9 en 'n 7. Okay. Nou sal ek vir jou bereken die drywing wat deur resistor Rx verbruik word. Die drywing vir 4 punte. So sê vir my, dis nie formule waar is 'n antwoord nie. Dalk is dit, maar partykeer dan moet jy net 'n bietjie verder as jou neus dink. So kom ons kyk gou hoe ver is my neus. Drywing. Was gedeel deur tyd. Geen nie was nie. Arbeid gedeel deur tyd. Ek weet nie arbeid nie, ek weet nie tyd nie. Dis of wals maal met stroom, of dit is stroom kwadraat maal met R, of dit is wals kwadraat gedeel deur R. Okay. Waarvoor vra hulle spesifiek vir Rx? So hulle vra spesifiek vir daardie weerstand, en het ek daardie weerstand se weerstand? Ek het. En daarom wil ek liewer na daai formule of daai formule gaan, want ek het reeds die weerstand. So ek kort of die stroom, of ek kort die volts. Gaan die totale 12 volts soontoe? Nee. Gaan die totale 5.5 ohm stroom daardeur? Nee. Hy split mos op die stroom hier en hier. Okay, en dis hoekom hy 4 punte tel, want jy gaan 'n klein bietjie ekstra werk moet doen. So, wat ek nou gaan kies om te doen, wat vir my makliker is, en dit is die roete wat Nadia nou gevolg het, is, ek gaan sê wel, ek weet die volt split net in 2 op. Ek weet hierdie is 'n weerstand, ek weet wat is die stroom deur hom, so ek weet wat is die volts wat na hom toe gaan. So dan gaan ek sy volts gaan uitwerk, en dit minus van daai volts, nee, jy moet wakker word, dan weet ek hoeveel volts gaan hier na toe. Wel, tydelik werk 'n brein nie hard genoeg, want hy is aan die slaap. Dit is moeilik en dis hoekom ek dit doen ook met julle. Okay, ek gaan nou net nie bo skryf want my spasie is beperk. Jy skryf obviously onder mekaar. So ek gaan eers gaan kyk na die interne weerstand. Volts is stroom maal met weerstand. Die stroom is 5.5 wat deur hom gaan en sy weerstand is 0.2. So dis nee, ek moet nie deel nie, ek moet maal. So dit gee vir jou 1.1. Okay, so wat beteken dit? Wat ek nog gaan uitfigure? 1,1 volts gaan na die battery toe. So van die 20 volts gaan 1.1 volts soontoe. So weet ek hoeveel volts gaan nou na hierdie weerstand toe gaan? Ja, 18,9, né? Want nie 18,9 nie, 10,9? 12 minus 1.1 gee vir jou 10.9. Okay, so, daar was nou R gewees. Nou gaan ek kyk na Rx, en drywing is wals kwadraat gedeel deur weerstand. Ek wil net daar spasie spaar. So hierdie is 12 minus 1,1. Ek skryf hom nou net so uit dat mense weet waar ons aan daai waardes vandaan kom. Gedeel deur die weerstand is 2,97. En dit gee vir jou 4 ohms. 4 ohms, 4 watts. So, die volts, die 12 toebroodjies verdeel in 2 op. Daar gaan na hom toe en dan gaan na hom toe. So, ek het besluit, ek gaan kyk hoeveel van hierdie toebroodjies gaan soontoe, dan minus ek het van daar, dan weet ek hoeveel toebroodjies gaan soontoe. En hoe werk ek dit uit? Ek het sy weerstand en ek weet die totale stroom gaan. Okay. Goed, sharp, het hom. Volgende vraag. Ja.
Ag, dalk is dit 40. Julle is reg, dit is 40. Okay, volgende vraag, sê hulle vir jou. Wanneer beide skakelaars nou oopgemaak word, is die lesing op die ammeter 1.3 ampere. Bereken die lesing op die wattmeter. What? Ons hele stroombaan verander nou. So jy teken nou 'n hele nuwe stroombaan. Hier gaan ons. So ons het nou daai albei skakelaars word nou oopgemaak. So ek het nou basically RY en ek het RX. Ag nee, RX sê RZ. As daai skakelaars oopgemaak word. Yes? Sê my julle saam met my. So dis is 'n nuwe stroombaan. Serie stroombaan. Wat weet ek nog van hierdie serie stroombaan? Ek weet hierdie se weerstand is 5,wat? 95. 5,95. Dit weet ek want dit het nie verander nie. Dis nie asof hulle 'n nuwe weerstand ingesit het nie. Sy weerstand is wat dit is. En hulle sê vir jou toe is hierdie lesing op die ammeter 1.3 ampere. Hier beskou ek weer my stroombaan. Hier stap my mannetjies weer. Totale stroom gaan daardeur. Totale stroom gaan daardeur. Totale stroom gaan daardeur. Totale stroom gaan daardeur. Stroom split nie op nie, nêrens nie. So dit beteken hier gaan 1.3 ampere deur, hier gaan 1.3 ampere deur, daar gaan 1.3 ampere deur. Dan as ek kyk na my toebroodjies gaan opverdeel in 3. Dit gaan na die weerstand toe gaan, dit gaan na daai weerstand toe gaan en dit gaan na die interne weerstand toe gaan. So daai 12 toebroodjies herverdeel. Voorheen was hier ander waals wat daardeur gegaan het. Hoi. Okay, ons sal môre, ek sien julle môre, ons sal môre